gaan sommer baie goed saam met Tannie. En ek het vir julle 'n wonderlike storie. Vandag, die storie is oor Nehemia. Nehemia en hoe hy die muur van Jerusalem herbou het. Kom ons luister. Die storie van Nehemia en hoe hy die muur van Jerusalem herbou het. Nehemia was 'n dienaar van God en hy was tussen die mense van Israel wat uit hulle land gevat was na 'n ander land toe as slawe. Dit was omdat hulle nie meer die Here God gehoorsaam was nie en die Here het toegelaat dat hulle weggevat word as slawe. Terwyl Nehemia in hierdie nuwe land is, kom sê iemand vir hom: "Die muur van Jerusalem lê vernietig en die stad se hekke is verbrand." By die aanhoor van die woorde het Nehemia gaan sit en gehuil vir dae lank. Hy het niks geëet nie en tot die God van die hemel gebid. Eendag sien die koning van die land vir wie Nehemia gewerk het, dat hy hartseer is. Toe sê die koning vir hom: "Hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek? Nie? Hartseer dan?" Hy was baie bang om te antwoord, maar hy het vir die koning gesê: "Mag die koning lank lewe. Hoe sal ek dan nie bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is, vernietig is en sy hekke verbrand is nie?" Toe sê die koning vir hom: "Is daar iets wat jy my wil vra?" Nehemia het tot die God van die hemel gebid en toe vir die koning gesê: "As die koning dit goed vind, as u dienaar op u goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou." So het die koning vir Nehemia toestemming gegee om te gaan. Toe Sanballat die Goroniet en Tobia die Ammoniet dit hoor, was dit vir hulle slegte nuus. Hulle het dit as 'n groot ramp beskou, dat daar iemand gekom het wat iets goed wil doen vir Israel. Nehemia het in Jerusalem aangekom, en na hy 3 dae daar was, is hy in die nag stilletjies uit met 'n paar man by hom. Hy het vir niemand gesê wat God hom in die hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Toe sê Nehemia vir hulle: "Julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê vernietig en sy hekke is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie." So het hulle die goeie werk aangepak. Maar toe Sanballat die Goroniet, Tobia die Ammoniet en Gesem die Arabier hoor wat hulle doen, het hulle vir Nehemia hulle uitgelag en smallend gevra: "Wat vir 'n ding is dit waarmee julle besig is? Wil julle in opstand kom teen die koning?" Nehemia het hulle geantwoord en vir hulle gesê: "Die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Julle het nog geen aandeel of reg in Jerusalem nie." Toe Sanballat hoor hulle bou die muur, was hy woedend. Hy het met groot ergernis smallend teen die Judeërs uitgevaar en vir sy mede-amptenare en vir die soldate in Samaria gesê: "Waarmee is die arme Judeërs besig? Wil hulle vir hulle 'n stadsmuur bou? Wil hulle offerandes bring en in 1 dag klaarmaak? Wil hulle die klippe laat herleef uit daardie hope stof en as?" Tobia die Ammoniet het langs Sanballat gestaan en hy het gesê: "Laat hulle bou. Daardie klipmuur van hulle sal omval as 'n jakkals daarteen spring." Nehemia het gebid: "Hoor dit, ons God, ons word bespotlik gemaak." Hulle het bly bou aan die muur. Die hele muur was al halfpad opgebou. Die mense se hart was in die werk. Sanballat, Tobia, die Arabiere, die Ammoniete en die mense van Asdod was ewig ontsteld toe hulle hoor die herstel aan Jerusalem se mure vorder en die afgebreekte gedeeltes is amper klaar gebou. Hulle het saam gesweer om Jerusalem te kom aanval en verwarring te stig. Nehemia hulle het tot hul God gebid en dag en nag wagte teen hulle uitgesit. Die mense wat bou het begin kla: "Die draers se kragte gee in. Ons gaan dit nie reg kry om die muur klaar te bou nie." Hul teenstanders het gedink, hulle sal niks weet of sien voor hulle tussen Nehemia hulle is en hulle doodmaak en die werk tot stilstand bring nie.
Nehemia hulle is egter keer op keer gewaarsku deur Judeërs wat naby hulle vyande gewoon het en van oral af na hulle toe gekom het. Hulle vyande het gehoor dat hulle van hulle planne weet en dat God dit in die wiele gery het. En hulle kon almal teruggaan muur toe, elkeen na sy werk toe. Hulle het met die werk aangegaan, die helfte van die manne met spiese in die hand, van die dagbreek af tot die sterre uitgekom het. Hulle het baie hard gewerk. Sekere mense en hulle vrouens het 'n ernstige klag teen hulle Judeese volksgenote ingebring. Party het gesê, ons seuns en ons dogters is baie. Ons moet koring in die hande kry om te eet en te lewe. Nog ander het gesê, ons moes geld leen om aan die koning die belasting op ons lande en ons wingerde te betaal. Ons en ons volksgenote, hulle seuns en ons seuns, is tog een, maar ons moet van ons seuns en dogters laat slawe word. Van ons dogters is al klaar slawe en ons kan daar niks aan doen nie, want ons lande en ons wingerde is klaar in ander se hande. Nehemia was ewig ontstel toe hy die klagtes hoor. Hy het almal van die volk saamgeroep en vir hulle gesê, ons het ons Judeese volksgenote wat aan heidene verkoop was, teruggekoop, sover dit moontlik was. Nou verkoop julle volksgenote en moet ons hulle ook uiteindelik terugkoop. Die manne het stil gebly. Hy kon nie 'n woord uit hulle kry nie. Toe sê Nehemia verder, dit is nie 'n goeie ding wat julle besig is om te doen nie. Julle moet tog eerbied vir ons God hê en in julle optrede en nie ons vyande, die heidene, minagting vir ons laat kry nie. Ek, my helpers, moes ook aan die mense geld en koring leen, maar laat ons tog ophou om van die mense te steel. Gee vandag nog hulle lande, wingerde, olyfboorde en huise vir hulle terug. Hulle het gesê, ons sal dit teruggee en niks meer van hulle vat nie. Ons sal maak soos u gesê het. Nehemia het gebid, onthou tog, my God, tot my voordeel, alles wat ek vir hierdie volk gedoen het. Sanballat, Tobia, die Arabier Gesem en die res van die Israelse vyande het gehoor dat Nehemia die muur klaar gebou het en dat dit nêrens meer vervalle was nie. In die stadium was die poortdeure egter nog nie gehang nie. Sanballat en Gesem laat weet toe vir Nehemia, kan ons mekaar in Kefirim in die Onno-laagte ontmoet. Hulle plan was om hom dood te maak. Hy stuur toe boodskappers na hulle toe en sê, ek is besig met 'n groot werk, ek kan nie kom nie. Hoekom moet die werk stilstaan, terwyl ek dit laat lê om na julle toe te kom? Hulle het dieselfde boodskap 4 keer gestuur, en elke keer het hy dieselfde antwoord teruggestuur. Die 5de keer toe Sanballat 'n amptenaar na Nehemia toe met dieselfde boodskap stuur, maar ook 'n brief wat nie verseël was nie. Daarin was geskrywe, onder die nasies word 'n gerug versprei, en Gesem bevestig dit, dat jy en die Judeërs 'n opstand beplan. Daarom bou jy die muur. Volgens die gerug wil jy koning word oor hulle, en jy het ook al profete aangestel om jou in Jerusalem tot koning oor Juda uit te roep. Die gerug wil dat die koning van Persië hiervan te hore sal kom. Kom nou, kom ons praat. Nehemia het hom terug laat weet. Niks van wat jy sê is waar nie. Jy lieg. Hulle het almal geprobeer om Nehemia hulle bang te maak, sodat hulle die werk laat staan en dit nie sal klaarkom nie. Nehemia het gebid, sterk tog my hande, o God. Nehemia het toe die muur klaar gebou. Toe al hulle vyande dit hoor en die nasies rondom hulle dit sien, was hulle bang. Hulle het toe geweet, Nehemia, hulle doen hierdie werk met die hulp van God. Toe die muur klaar gebou was, het hulle dit gevier met lofliedere en met die musiek van simbale, harpe en liere. Nehemia het ook die priesters van God laat kom om die wet van God te lees, sodat die mense kan weet wat is reg en wat is verkeerd in die oë van die Here. Na alles wat Nehemia vir die mense van Israel gedoen het, het hy gebid, onthou dit tot my voordeel, my God.
Liewe maatjies, hierdie storie het so hartseer begin, maar dit het so mooi geëindig met Nehemia wat die muur klaar gebou het en hoe hy ook die mense van sy volk Israel gehelp het. Ons kan ten minste 2 lesse leer uit hierdie storie. Les nommer 1. Ons moet nooit moed opgee wanneer ons iets goed doen en mense lag vir ons uit nie. Liewe maatjies, die vyande van Nehemia het vir hom gelag en met hom bespot. Maar Nehemia het hom nie daaraan gesteer nie, want hy het geweet dat God hom 'n werk gegee het om te doen en hy was vasberade om die muur klaar te bou, want dit was die werk van God. Wanneer jy iets doen vir die Here en ander kinders lag jou uit, moet jy nie worry nie, want God sal jou seën wanneer jy aanhou om goed te doen. Les nommer 2. Nehemia het omgegee vir die mense in sy land. Ons moet ook omgee vir hulle wat nie so baie het soos ons nie, liewe maatjies. Wanneer jy sien 'n ander kind het nie brood by die skool nie, dan moet jy vir hulle van jou kos gee. Ook as jy sien iemand word geboelie deur ander kinders, moet jy na hulle toe gaan en hulle 'n drukkie gee, sodat hulle weet daar is iemand wat omgee vir hulle. Ons moet ander help wat dit nodig het. Wow, my liewe maatjies, dit is so 'n mooi einde aan hierdie storie en ek hoop dat julle het dit sommer baie geniet, maar julle moet die lesse ook onthou wat ons hieruit leer. En julle moet mooi bly tot 'n volgende keer. Onthou, Tannie is baie lief vir julle maatjies, maar Jesus Christus is baie meer lief vir julle. Julle moet soet wees en veilig bly tot 'n volgende keer. Bye bye!